Hartlike goeiemôre en baie welkom. En as jy nou eens by ons aangesluit het, dit is goeiemôre, good morning. Ons het sommer nog baie waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons gesels later met die eerste superster, wie se sterretjie nog helder skitter. En dis natuurlik die sanger Sean Tate en dan ook sangeres bekend as Lan 3 is ook hier om vir ons 'n bietjie later musiek te maak. Maar vir eers is ons oggendpraatjies nog steeds hier. Els, jy's reg. Ja. Dis bly. Baie dankie Pieter. Ja. Goed, so ek het 'n vraag. Wanneer dink julle is dit die gevaarlikste tyd van die dag om te bestuur? Jy weet. En ek wil meer spesifiek wees deur te vra wanneer is dit die waarskynlikheid meer of groter om gekaap te word? Watter tyd van die dag? Ek dink laat aande. Ek dink soos basies amper soos die tyd wat ons ry. Ek dink soos enigiets na 10 en voor 4 uur in die oggend. Of dalk in die middag as jy nou kind of voel ek het nou my dag se werk gedoen, dis 4 uur, 5 uur die middag en jy's 'n bietjie nie op jou hoede nie. Yes. Kom nou by die huis, jy skakel af, relaxed. Wel, het ek nou nuus vir julle, want kapers in Suid-Afrika het hulle werksure verander. Nee, nie werksure nie. Werksure. Els, reg. Okay. Kom ons beweeg aan. Statistiek toon nou dat kapings toenemend vroeër in die dag en oor weekdae gebeur. Hoewel SAPD statistiek 'n daling in die soort misdaad toon, wys die Victims of Crime opname dat die werklike syfers baie hoër is met 'n gemiddeld van 222 kapings per dag. Ja. Besigheidsvoertuie word toenemend geteiken. Hier is 'n ernstige storie eintlik, veral in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Mpumalanga. Nou Tracker en Naked Insurance se data toon dat die meeste kapings tussen 11 uur die oggend en 1 uur die middag plaasvind, veral op weekdae. Die patroon toon verder ook dat kapings enige tyd en enige plek kan plaasvind en dat bestuurders ekstra waaksaam in 'n hoë risikogebied moet wees. Yes, daarby. Mens leer elke dag iets nuuts, né? Ja. Ek lag nou so vir die werksure ding nie, maar dit is regtig nie 'n grappie nie, want dit is ook nou as we head into peak season as just ordinary citizens of this country, it is also peak season now for break-ins and hijackings and robberies and all of that kind of thing. We're getting messages on our WhatsApp groups for the neighborhood to be extra careful, use your alarm. If you need accompaniment from the security vehicles when you drive home late, they're happy to do that, all that kind of thing, because it is now their peak season, which is wild to me. En ek moet sê, wanneer 'n mens oor die algemeen kyk na die hoeveelheid voertuie wat op die pad is, voel dit vir my dat dit die laaste tyd, ek wil sê die laaste paar jare eintlik, of daar meer voertuie is. Deur die loop van die dag, jy weet, waar daar gewoonlik meer voertuie dan nou in die oggend was en dan in die middag wanneer mense op pad werk toe is en weer op pad huis toe is, maar nou is dit net die hele tyd eintlik. So ek dink Maar wat is die statistiek wat jy al genoem het oor die 200 kapings 'n dag? 'n Dag, dit is verskriklik. Ja. Dis verskriklik baie hoor. En dit laat my met 'n vraag, jy weet, om by julle ook uit te vind. Doen julle iets meer? Is julle altyd paraat? Jy weet, doen julle iets meer om seker te maak julle bly veilig op die pad? I mean, if I'm driving late at night, but I should actually now be like, if I'm driving in the middle of the day, but if I'm driving, I tend to, if I'm stopped at a robot, I tend to just kind of look around. My goed is altyd not visible in my car. Maar dan, ek het dan ook onlangs 'n video gesien op sosiale media, dit was in die Kaap afgeneem, in spitsverkeer, waar die mense het, soos wat ek doen, hulle goed in die kattebak gesit, and they just break that back rear windscreen and out comes the laptop bag, out comes the handbag, and we go. You know, so I don't know if we're doing all the things that we can to keep ourselves safe and to look after our stuff, but there's always, hulle is amper altyd 'n stapie voor. Dit is ongelukkig die waarheid. Was julle al slagoffers van iets soos 'n kaping gewees? Amper gekaap, maar daarom nog nie. Nee, nog nie. Huisinbraak, maar nog nie by my kar. Is jy al gekaap? Ek is al deur 'n smash and grab gewees. Dit is erg, né? Dit was baie traumaties geweest en is presies daai ding van, en dit was nou al 'n hele rukkie terug, maar van daar af het ek net besef. Jy weet, en dit was ook my fout geweest, want daar was 'n sakkie geweest met 'n stel oorfone in. Ek was op pad van die werk af huis en dit het in die aand gebeur. Maar ja, ek dink dit is maar belangrik om altyd paraat te wees en soos wat jy sê, veral hierdie tyd van die jaar ook. Ja. Ek dink 'n mens moet altyd ten minste een voertuig voor jou se spasie ooplos. Jy moet wakker wees. Ek is soos 'n meerkatjie in die kar.
veral as ek stop, dan kyk ek die hele tyd in die spieeltjies en dit is hoe ek myself dink ek hopelik verhoed het van 'n vorige keer, want ek het na my spieeltjies gekyk en toe ek in daai spieeltjie kyk, toe sien ek 'n ou is besig met hy wil my handvatsel, jy weet, ek kan goed is. Toe is ek net voet in die hoek, gelukkige spasie voor my gehad. So mens moet wakker wees, jy moet altyd vooruit dink. Ja, maar dink jy mense word gekaap omdat hulle dalk hulle aandag is afgelei deur op hulle foon wees, of kyk na die GPS of wat ook al. Ek dink daar's soveel goed wat om ons aangaan. It's so difficult to stay completely focused on the road. Dis eintlik maar belangrik want ek meen baie keer sal 'n mens jy weet besig wees om met iemand te gesels oor die foon terwyl jy op die pad is. Maar ek dink dit het 'n manier om te veroorsaak dat jou aandag nie ten volle is by dit waarmee jy nou besig is nie. Ja. So wees versigtig en wees veilig. Ek dink ook veral nou met die feesseisoen wat op pad is, soos wat jy gesê het vroeër, jy kom van die werk af, maar nou is dit nou daai tyd van die jaar waar ons almal net bietjie wil woesa, and then maybe you just have one second where you're not completely aware of your surroundings and then off you go. And I think it's horrible that we have to live like that, but I mean, it also is not a bad thing to feel like you need to be paraat and aware of your circumstances. Nou ja, dit laat 'n mens dink, dit is dalk veiliger om met 'n perd te ry, maar dis 'n central locking werk mos met 'n wortel. So bly net waar jy is, want hierna gesels ons oor 'n nuwe toepassing juis vir perde.